wie dra jou? Ons kultuur sê dra jouself, maar as dan die Bybel kyk, dan sê die Bybel dra mekaar. Ons het in die Paul gevra, juis, wat kort jy nou in gemeenskap? Wat is wat jy 'n behoefte het as dit kom by gemeenskap? Daar was van eerlike vriende tot mentorskap, tot iemand wat saam met ons bid, praktiese hulp. En dis presies wat Paulus vir ons gee, as ons in hierdie kort reel vandag fokus op Paulus en hoe hy fokus in gemeenskap. Paulus gebruik die Griekse woordjie vir community of koinonia, maar dit is 'n Paulus nooit oppervlakkige kuier nie. Dit is nooit net oppervlakkige community nie. Maar vir Paulus beteken dit altyd deelname aan God se genade, aan mekaar se laste, selfs lyding van Christus deel te hê. Nou dit sê vir ons dat community is juis bietjie iets wat next level is, as ek dit so kan stel. So Paulus sê baie eenvoudig, dra mekaar se laste, vergewe mekaar, bemoedig mekaar, bid vir mekaar. Nie van julle nie, maar niks van daai kom net oppervlakkig nie. As ons regtig saam met iemand die lewe doen, en ons het deelname aan gemeenskap met iemand en met God en Christus, dan gebeur daai altyd Christus gebaseerd. In ons digitale wêreld waar ons leef vandag, lyk community soms oppervlakkig. Likes, comments, en dan kan ons soms net die mooi kant wys wat ons wil hê. Maar ware Bybelse gemeenskap is deelname aan mekaar se laste, aan Christus se lyding. Dis werklike, waarlike gemeenskap. So die Bybel vra vir my en jou vandag, hoe kan ons uit ons gemaksone uitkom? Uit hierdie digitale wêreld uit om juist te vra, hoe kan ons ware gemeenskap hê? Kies een of twee mense in jou lewe, saam met wie jy regtig waar die lewe doen, om mekaar se laste te dra, vir mekaar te bid, en ook so saam die lyding van daai vriend of vriendin saam te dra, want dit is wat ware Bybelse gemeenskap vir ons vra.